Goeienaand mense, goeienaand JJ, goeienaand Morning, Juggie. ja. Vanaand ons official 5de episode van A Sobering Thought. Dit het verlede week eintlik so lekker gegaan met Juggie wat ons genooi het as 'n gas. Laat ons hom sommer weer teruggenooi het en ek dink daar's 'n paar lekker dinge wat ons vanaand oor gaan praat. Voordat ons begin, gaan ek maar net vra hoe almal se week was. JJ, hoe was jou week? Ehm ja, ek weet nie of jy sal nou meer weet wat in my lewe aangaan. Die laaste 2 weke was maar bietjie taaf, met interne struggles en rigting en voel bietjie stak, maar verlede week was beter. Is maar klein stappies op 'n slag en fokus op die klein goedjies en hopelik bou dit momentum en dan vat mens dit vorentoe. JJ, Goed, Dewald. voel jy maar jy lyk 'n bietjie meer oplewend vanaand. Ehm al wat ek vir die mense sal sê daar buite is sekere weke is regtig karakterbouweke. En ek moet sê mense dink altyd maandag is die ergste, maar is verskriklik taaf as jy 'n tawwe Vrydag het. En ek kies dit om dit te sien as character building weeks in plaas van om te dink my hele lewe val uitmekaar uit. Maar partykeer as sulke goed gebeur, dan gee dit vir 'n mens die geleentheid om te reassess. En as ek dan gaan praat met die mentors in my lewe of die mense wat my support en my ophelp, dan besef ek partykeer net deur met hulle te praat hoekom sekere goed uitwerk soos dit uitwerk of hoekom dit nie uitwerk soos dit nie uitwerk nie. En ek sê altyd die Here sien die hele legkaart. Ons sien partykeer net die puzzelstuk. En ons is moedswillig deur upset te wees, maar ons is mense, ons het emosies. So ja, ek het 'n tawwe week gehad, as ek eerlik moet wees. Maar is Maar jy moet amazing. mos nou sê, jy moet mos nou sê 'n character building week. Maar is amazing hoe die Here 'n mens deur daai goed vat. Ag en ek dink dit is dalk sommer waar ons nou kan begin praat, maar hoe hy my gevat het van 'n punt waar ek nie goedjies kon hanteer in my lewe nie, na die challenges is nog steeds daar, maar vandat ek die alkohol kon los, hanteer ons net die challenges heeltemal anders. So wat sal So jy sê, soos jy nou sê, in die verlede sou jy miskien nie daai coping meganisme gehad het nie. En ons sê mos altyd die alkohol is maar eintlik die oplossing. Dis nie eintlik die probleem nie. So ja. een van die dinge wat as 'n mens ophou drink, het 'n mens die drank gebruik as die coping meganisme. So ek sal graag by jou wil weet watter dingetjies of maniere of dinge het jy aangeleer toe jy nou nie meer die drank kan gebruik as die coping meganisme nie? So ek dink die eerste ding is wanneer jy die drank los, dan besef jy het geen escape nie. Jy het nooit 'n uitkoms nie. Jy moet altyd deel met die reality voor jou. Al is dit op 'n Saterdag aand 11:00. En die realiteit is een ding wat ek vir mense sal sê daar buite is, ek is mos nou 'n sielkundige en almal het hierdie prentjie van hoe 'n sielkundige moet wees en ek haat daai prentjie. Ek kan dit nie verdra nie. Ek het nou die aand my testimony gaan deel in 'n rehab center. En ek het in 'n short broekie daar aangekom met plakkies, want ek wil net hê die mense moet weet ek is 'n gewone ou. Onthou ek is 'n musikant, ek het gisteraand vir 'n klomp dronk mense by 'n troue musiek gemaak en ek kuier lekker en ek seker al van party mense as hulle my video's moet sien sal dink ek is nog onder die invloed ook. Want vandat ek opgedink het, is ek soveel meer in touch met myself dat ek met soveel meer confidence, en ek dink ons het laasweek ook hieroor gepraat, dat ek met soveel meer confidence myself net kan uitleef. Maar ek dink soos ewe skielik in my lewe moes ek deel met sekere goed en ek moes verantwoordelikheid vat daarvoor. Ek het eintlik 'n keuse gehad. So my journey het begin 2,5 jaar terug toe ek nog stubborn was met my sielkundige en hy het vir my gesê, jy weet, waar wil jy opeindig? Daai tyd was ek 33 op 43. Jy weet, van op hierdie stadium gaan jy 'n baie onvolwasse 43 wees. Jy gaan basically nog steeds ongetroud wees, nog steeds sonder kinders sit, net 'n paar ongelukkige verhoudings later en dit gaan almal se skuld behalwe jou eie wees. Wil jy daai persoon wees of wil jy verantwoordelikheid vat? En daai verantwoordelikheid begin nie deur te sê wat ek wil wees vir 'n meisie nie. Dit begin deur verantwoordelikheid te vat in al die ander aspekte van jou lewe om eers na jouself te kyk.
Jy weet, soos om na 'n klein hondjie te kyk. Jy weet, soos vat verantwoordelikheid vir jouself. Soos wat ons praat vir jou diet, vir jou oefening, jou slaaproetine. Kry daai goed reg en wees die beste weergawe van jouself vir jouself. En ek dink dan kan 'n mens begin praat oor ander mense. So en ek dink 'n deel daarvan was om te besef ek gaan baie keer met moeilike verhoudinge deel, maar alwaaroor ek op die einde van die dag beheer het is myself en hoe ek reageer. En dan kan 'n mens jou nou praat aksies. reverse psychology en al daai goeters, maar ek het nou die dag 'n ding gelees van Nelson Mandela ook wat hy sê wat onthou hy van sy pa en hy sê my dad was always the last to speak. En ek dink soos maak nie saak wat alles gebeur nie. Ek dink vir my is dit iets wat ek moes leer is ek is geneig om te sê ek moet leer om te luister want ek self het ADHD. So ek moet leer om te luister, maar ek moet nie luister om ek weet nie hoe om dit reg te sê nie, maar ek moet nie luister om te respond nie of om te reageer. Ja. Ek moet in te neem en te verstaan. Al is dit iemand wat ver links is of so iets waarmee ek dalk 'n persoonlike probleem gaan hê, is dit nog steeds ek kan nog steeds begrip toon vir iemand. Ons hoef nie dieselfde waardesisteem te hê of saam te stem nie, maar dit beteken nie dit hoef 'n fight te wees nie. Dis maar ja, die mutual respect. Dit gaan oor mutual respect. Ek bedoel, ek het baie sterk opinies oor goed wat hier buite in die wêreld aangaan, maar ek dink iets wat ek moes leer was om ten minste vir iemand die decency te gee om te luister. En ek dink ons mis dit baie keer in die geloofswêreld en so aan. As ons met moslems en sulke goeters werk, jy weet, ons is geneig om ons opinie hoor te ag as die persoon. En ja, die opinie is belangrik en dit wat die woord sê is belangrik, maar as jy dit gaan doen en jy gaan die persoon verloor, dan mis jy. So Ja, ek is 'n baie groot voorstander op die oomblik as dit kom that we are the creator and the destroyer of our destiny. Sodra jy daai verantwoordelikheid kan neem dat ek is in beheer van my aksies. Ons wil gewoonlik ons laat gewoonlik toe laat die omgewing, die mense en alles gewoonlik ons dictate hoe ons voel en hoe ons reageer. So maar wat dit ook veroorsaak is dat ons dan op die einde van die dag wil almal blameer vir die probleme in ons lewe. So sodra jy daai mentaliteit inneem, beteken dit ook jy gee krag weg. So ek is 'n voorstander vir al die goeie wat in jou lewe gebeur, waar al die slegte in jou lewe gebeur, jy is die direkte oorsaak van dit. Ek weet dit is so moeilik om partykeer te sê, maar hoe as iets sleg gebeur, hoe is dit my verantwoordelikheid of hoe is dit dat ek daarvoor gevra het? Maar ek sê nie dat jy daarvoor gevra het nie, maar ek sê dat jy altyd 'n keuse hoe jy op gaan reageer. Wel, tot 'n mate moet jy verantwoordelikheid vat vir die uitkoms wat uitgespeel is soos hy uitgespeel het. Ek bedoel, as jy in 'n verhouding met iemand is en dit gaan goed, daar's sekere tekens wat jy kies om nie raak te sien nie, wat eintlik daar was. En nou is jy verbaas dat dit so uitgespeel het, maar jy was net nie oopkop genoeg om daai tekens of die rooi vlaggies aan die begin te sien nie. As jy in besigheid ingaan saam met iemand, is dit baie belangrik dat daar 'n sekere fondasie gelê moet word voor jy in die besigheid ingaan. As daai goed nie daar is nie en dit uitspeel, dan moet jy ongelukkig eers na jouself gaan kyk en dis wat ek nou onder andere met my moes gaan doen oor die laaste tyd. Ek bedoel, dis obvious, jy maak foute, ek maak foute. So ek dink jy moet foute maak. Jy moet foute maak. Dis al hoe jy vorentoe beweeg. Dis al hoe jy leaps of faith vat. Daar gaan foute wees. Ek sien die sukses van my kliënte. Ek wil net gou vinnig die temas gooi want ek weet ons is beperk tot tyd, maar ek sien in my kliënte die resultate van die wat verantwoordelikheid vat in hulle lewe en die wat kies om blame shifters te wees. Ja. En uit die verantwoordelikheid iemand anders te plaas. Jy sien dit duidelik. Ek werk nog gereeld met dit. So jy sien dit duidelik. Maar so jy kan sien menende die mense wat soos jy sê die blame shifters is ander mense wat volle verantwoordelikheid vat vir hulle self en na hulle self kyk. Ja, soos ek is JJ, ekskuus, jy wou iets gesê het? Nee, ek wil net by Dewald aansluit en vir my dit alles ontstaan uit die keuses wat ons maak. Is keuses soos jy kies hoe om te reageer, jy kies elke liewe ding
wat hoe jou lewe uitspeel is deur 'n keuse op een of ander tyd. En daai keuses word beïnvloed deur sekere goed wat afgespeel het in ons verlede. Wat in die subconscious lewe, jy sal weet, gee. En daai op die einde van die dag is dit maar hoe jy daai program verander en hoe jy begin beter keuses maak. 100%. So ek kan duidelik sien, ek het 'n manier om nogals redelik reguit te wees. Maar op 'n baie mooi manier, en sekere mense kan dit hanteer, sekere mense kan nie, so jy moet obviously jou diskresie gebruik met jou kliënte, maar jy kan baie duidelik sien wie's desperaat genoeg om te sê, weet jy wat, tot hier toe en nie verder nie, ek gaan iets in my lewe doen. Ek bedoel, jy is nou 'n ideale voorbeeld van iemand wat nou desperaat genoeg was om daai stap te vat, jy weet. En ek dink iemand soos ek en Dewald moet gereeld onsself herinner om daai desperaatheid te hou. Maar jy kan dit duidelik sien, en dit sal nooit verander nie, en ek het gisteraand 'n boodskap gekry van iemand wat baie sukkel met gemoedsversteurings, en die persoon kom na my toe en dan is die persoon weer weg en so aan, en die persoon sê, maar sal ek hulle nog steeds help? En toe sê ek, onthou jy wat se goals ons destyds vir jou opgestel het? Hy sê ja, onthou. Ek soos, gaan doen eers die goals en dan kom jy terug na my toe, dan kan ons weer gesels. Jy weet, want jy hou aan en sê jy kan dit nie doen nie, maar nou wil jy ek met jou weer help. Dus ek soos, gaan nou eers terug en gaan doen die goals, en as jy 'n week of 2 suksesvol was, want onthou die goals is om voor 10:00 in die bed te wees, om voor 7:00 in die oggend op te staan en om 2 kilos te gaan stap. Dit is 'n persoon wat nie daai 3 goed kan doen nie. Nou net daai persoon weet wie dit is. So maar ek bedoel, as jy nie daai 3 goeters kan reg doen in jou lewe nie, dan kan jy nie die verantwoordelikheid op my sit om die volgende stap met jou te vat nie. Ja. Jy weet, dis iets wat jy in jou lewe moet begin toepas, want jy moet begin met klein goed, en ek moet vir jou verantwoordelikheid gee. So ek kan nie jou help om in 'n 8 to 5 job in te gaan as jy nie eers vir my kan wys jy kan gaan slaap, opstaan, jou eie wekker stel en elke dag 2 kilos gaan stap. Jy weet, maar jy gee daar's 'n, wat ek hou van daai tegniek is die dissipline en die ding om vertrou in jouself op te bou, soos wat jy nou sê, daai ou het miskien dit nog nie gedoen nie. Nou gee jy vir hom 3 eenvoudige goedjies, wat eenvoudig is, maar vir 'n persoon wat nooit routine het of 'n dissipline het nie, ewe skielik, as hy dit begin doen en daarby hou, dan kry hy weer sy vertroue terug in hom. Ek dink meeste van die tyd, ons het nie meer vertroue in onsself nie. Ja, so ek bedoel, dit is maar daai ding wat daai ou gesê het, daai day van start your day with making your bed, jy weet, so jy weet, en 'n mens kan baie maklik vergeet, jy weet, Dewald, soos ons wat nou so besig is, en julle ouens het nou, ek het vir julle daai invite gestuur van die 5F's en so aan, wat ek nou weer gaan begin saam met Gideon Conradie, maar jy weet, 'n mens kan nie van iemand verwag om op daai vlak te begin nie. It's a journey to get to that place. It's en ek moes dit onthou. Want vir 'n tyd kon ek net fokus om nie te drink nie. Toe kom die ander goeters by. Maar jy kan duidelik sien wie's eager. Ek het nou 'n kliënt wat volle verantwoordelikheid vat vir haar lewe. En een van haar goeters, daar sterk karaktereienskappe deurgekom wat heeltemal buite haar beroepsveld is. En sonder dat ek vir haar gesê het wat sy moet doen, het sy haar eie uit begin volunteer by sekere companies. Sy het begin betrokke raak in die kerk by die jeug, wat alles van haar sterkpunte was, maar sy het dit nooit gedoen nie. En sy het nie 'n verskoning uitgedink oor hoekom sy dit nie moet doen nie. Sy het dit letterlik net begin doen. En vir my is dit soos, okay, jy weet, so as daai persoon na my toe kom vir advies, dan maak ons vordering. Jy weet, then we're going to places. Jy weet, so dis nogals cool. Ja, ek love daai ding van no excuses. Jy sal sien oral oor my goed is no excuses. Menende jy maak nie verskonings nie. Ons grootste probleem met meeste van die mense is dat hulle wil hulle dinge wat hulle moet commit to en nie doen nie, hulle wil verskonings opmaak. Enige ding begin by 'n klein verskoningkie wat in jou kop opmaak, omdat ons met onsself ooreed hoekom ons nie 'n sekere ding doen nie, sodat ons rustigheid daarin vind. Maar jy weet, as daar 'n ding is wat jy eintlik moet doen, jy weet dit en jy stel dit uit,
dan lê daai ding op jou. Hy lê op jou totdat jy daai ding uitsort. So ek het nou agtergekom met dit is dat as jy kan nie jouself toelaat om daai verskoningkie in jou kop te begin en jouself te oorreed om nie 'n ding te doen nie, dadelik is jy in 'n meer kragtige posisie. Kom ek sê vir julle ouens waarmee ek sukkel nog in my lewe. Want ek dink nie ek wil hierna toe kom en al die antwoorde weet nie. Ek dink ek werk party daar so hard dat ek myself baie keer uitbrand en weet julle wie is die mense wat daaronder lê? Wie? Okay. My mense. Ek onthou ek het Vrydag byvoorbeeld by die huis gekom en ek het nie 'n gehad nie. En ek het net nie die krag gehad om vir my ouers te sê hoe ek voel nie. Hulle kuier toe nou byvoorbeeld by my. Okay. En ek kon sien dit was vir hulle moeilik want hulle voel nou soos hulle is nou in my huis en jy weet ek is nou nie, maar dit is daarin van ek moet bietjie wegkruip, ek kort daai spasie en ek dink dis eintlik my wat ek het 3 goed wat ek net vanaand wil noem. Soos wees content om op jou eie te wees. Ek gaan dit net gaan noem, Dewald, dat ons net deur daai 3 temas kan hardloop. Wees content om op jou eie te wees. En dan die tipe mense met wie jy jouself surround. Ja, kom ons sê maar dis die 2 temas wat ek eintlik gou vanaand wil aanraak. Maar ek was toe byvoorbeeld Vrydag was ek gou by 'n vriend wat 'n sielkundige is en ons chat toe en hy sê jy kort talentheid. En ek is hierdie groot ekstrovert veronderstel om te wees, maar ek het onlangs geleer daar's 2 tipe ekstroverte wat jy kry. Hulle noem dit 'n sosiale ekstrovert en 'n funksionele ekstrovert. Nou 'n funksionele ekstrovert is iemand wat goed is met mense, maar wat ook tyd op sy eie nodig het om te recover. En toe begin ek dadelik agterkom, maar okay, daar is nie net iets soos 'n ekstrovert en 'n introvert nie. 'n Funksionele ekstrovert is iemand wat tyd op sy eie nodig het. En ek is 'n funksionele ekstrovert. So ek het baie tyd nodig op my eie en dan is ek mal oor mense. Ek kan nie sonder hulle nie. Maar as my gedagtes vol is en te veel mense is dependent op my, dan het ek en wat dan baie keer gebeur is, die mense wat die naaste aan jou is, dink hulle wil jou help en hulle is great, maar ongelukkig voel jy soms 'n bietjie versmoord want jy's tussen jou kliënte en dan kom jy by jou mense. En so kommunikasie is 'n baie belangrike ding. Jy weet, so dit is iets waarmee ek sukkel, so ek meen dit is vir my moeilik, maar ek dink die mense naby aan ons is ook geneig om dinge baie meer persoonlik te vat, want hulle dink, yes, okay, maar kyk hoe's jy nou of kyk hoe's daai persoon met my of so. Maar eintlik al wat ek net in soveel woorde probeer sê is, hoor jy, ek het 'n ongelooflike lang dag gehad en ek kort net tyd om asem te haal. Jy weet, soos dit is net waar dit gaan. So dit is baie belangrik. Ek dink so ek doen ons daai persoonlikheidstoetse wat ek julle gesê het dat jy jouself leer ken in hierdie proses. Dit is so belangrik dat jy regtig jouself ken vir jou huwelik, vir jou werk, die tipe mens wat jy is, jou kommunikasiestyl. Want dis ander mense, dat jy jouself eers kan verstaan en dat ander mense jou dan obviously ook verstaan. So Ja, dis Ek sê ook altyd, sorry JJ, jy's eerste. nee, ek wou maar net gesê dis 'n baie groot ontdekkingsproses as mens deur hierdie besluit geneem het en hierdie pad stap. Ek het myself oor die laaste 25 jaar het ek myself 'n storie vertel, kliphard vertel, dat ek het later begin glo het, maar dit is nie regtig die persoon wie ek was, wat ek myself probeer oortuig het ek is nie. So ja, dit is it's amazing wat jy ontdek met hierdie pad. 100%, ja. Jy gee soos wat jy nou gesê het dat jy sê wanneer jy op daai punt kom waar jy voel jy gee uit 'n half leeg glas, dan is daar nie die kwaliteit, energie of aandag wat jy kan gee met die mense rondom jou nie. So ons het ook 'n groot verantwoordelikheid, soos jy nie sê tot onsself nie, maar tot almal wat in ons netwerk is waar ons na onsself moet kyk. En dat wanneer ons met mense kommunikeer of wanneer ons met mense aandag gee, laat dit van daai glas is wat vol is. Want daai is die magic. As jy met 'n ou praat waar jy goed voel en jou glas is vol. Dit is waar die magic lê. So die magic kom daarin dat ek kan 'n afspraak met 'n kliënt kanselleer as ek nie lekker voel nie. Ek kan myself in die regte mindset kry vir 'n kliënt.
Ja. En ek kan dit manage. En ek het byvoorbeeld vir my sekretaresse nou 'n boodskap gestuur. Moenie nog afsprake vat die weekie. My week is vol genoeg. Dis wat ek kan manage. Ek gaan nie nog goed vat nie. Maar ek sê weer, die persone wat baie keer die swaarste kry, is jou familie. Is jou Want naaste. hulle kom onbepland na jou toe. Jy weet nie met wat hulle emosie kom hulle na jou toe nie. Met my kliënt weet ek met wat die emosie hulle na my toe kom. Ek weet die ou gaan vir my sê, "Ja, my vrou skree op my." Jy weet, so elke week dieselfde storie. Verstaan, ek weet nou al wat hy gaan sê. En omdat hy my nie ken nie, kan ek vir 'n uur lank fokus op hom en genuine fokus op hom. Maar die probleem kom in met my familie, dat hulle ken my ook. En hulle het 'n sekere verwagting van my en ek het 'n verantwoordelikheid om aan daai verwagting te voldoen. Dis maar net dat eintlik is dit nou my familie wat afchop waar ek eintlik dan moet sê maar ek gaan minder werk op hierdie stadium vat. So dit gaan oor jou prioriteite. En ek dink dis moeilik en dis wat ek nog besig is om uit te figure met die begin van besigheid. Jy weet, want jy die begin van besigheid is selfste want jy bou iets. Ek vind dit ook baie moeilik jy gee veral met besigheid omdat jy het daai energie om te groei, jy het daai energie om te bou. So ek het altyd weggeskram van dit omdat ek voel die verantwoordelikheid raak baie keer te vol en ek het daai ding I don't want to disappoint. So ek is altyd tussen die twee van groei, ek wil groei, maar ook ek wil die regte diens lewer. En daai is die moeilike ding wat ek nog sukkel is, wanneer weet jy om die lyn te trek om nie nog meer kliënte aan te neem of om die groei eers 'n bietjie terug te hou. Dis alles deel van die ek moet myself leer ken, Jen. Yes. Moet jy seer kry? Jy moet harde houe vat soos burn-out. En dan sal ek sê, is dit goed om 'n accountability partner of 'n mentor of 'n sielkundige te hê wat vir jou kan help om sekere goed uit te sien waar jou blind spots is. Jy weet, en dan help dit natuurlik sou jy wou om te sê, maar kom ons doen 'n persoonlikheidstoets net om myself 'n bietjie te leer ken, jy weet, en so aan. Maar dit ek dink die grootste fout wat ons maak is mense wat net aanhou om hulle kop die hele tyd te stamp. Jy weet, so iewers moet jy besef, okay, ek het my kop nou genoeg gestamp, daar's nou baie duike, maar wat gaan ek nou doen? Gaan ek myself nog meer opneek en net aanhou met hierdie bombastiesigheid van my? Of gaan ek begin verantwoordelikheid vat? En wat ek moes gedoen het, soos, kom ons sê dis 'n kar wat stampe vat. Ek moes my kar letterlik langs die pad gaan stop het. Jy weet, en vir 6 maande myself onttrek het van die wêreld af. En net gou gaan leer herbestuur het. Jy weet, of net sekere goed, en toe gaan ek net aan. Maar so ek sê nie, jy kan nie van jou kar ontslaa raak. Party mense besluit om met hulle kar van 'n brug af te ry. Jy weet, as jy dink aan selfmoord of so iets, dis nie 'n oplossing nie. Die ander opsie is jy hou net aan met ry en jy gaan net meer duike kry. Ek dink jy het dit net nou genoem, die belangrikste deel is waar mens vroeër die duike in die kar gaan regmaak het met 'n dubbel whisky, leer mens nou die tools aan om dit beter te hanteer en jy leer beter jouself ken, dat as jy weer na 'n situasie kom, then you know what to do en jy weet wat om met daai stamp te maak. Ekskuus dit ek in enige geval. Nee, glad nie. Ek dink eintlik ek praat eintlik te veel. Maar jy is 100% reg, JJ. Jy kan aangaan. Ja, jy kan aangaan. Verbal diarrhea. Let's go. Ek dink maar net jy weet so ons is geneig om te dink ons moet maar net houe vat en dan die ander ding is ek is baie conscious daarvan as mense vir my vra hoe dit gaan en ek kom agter die laaste tyd sê ek net nee, ek is vrek besig. Maar ek het podcast geluister waar mense sê dis nie 'n status ding. Dis nie 'n status ding. Ek dink dit was Russell Brand. Dis nie 'n status ding om te sê ek is besig nie. Dis freaking burn-out. Jy weet die beste dis jou gees wat uitroep. Ja. Die beste besigheidsmanne in die wêreld is nie die ouens wat die hardste werk nie. Dis die ouens wat die beste people skills het en die goeie managers is, soos daai 4-hour work week, daai tipe ouens.
omdat jy kan nie alles doen nie, mens. Ek het met my besighede ook alles. Dit is jy moet weet hoe om jou stelsels op te set, te vertrou, hulle te coach en te delegate. En ongelukkig moet jy dieselfde doen soos wat jy met jouself doen. Jy moet vir hulle die geleentheid gee om foute te maak. Anders te baby jy almal en jy onneem eintlik hulle groei van hulle om nie vir hulle verantwoordelikheid te gee nie. So ek glo met alles van dit, jy moet vir mense verantwoordelikheid gee, maar in 'n controlled environment om besluite te neem, om foute te maak. Om dis al hoe jy kan groei. Selfs met jou kinders ook. Ons moet dieselfde. Baie mense probeer hulle kinders baba om vir hulle goed te doen of hulle te beskerm, maar eintlik jy doen so injustice tot hulle omdat jy laat hulle nie toe om te swem nie. 100%. Dis 'n staatsgebied dit wat ek wou net nou dit opgebring het, maar ja, dit presies wat jy nou gesê het, gaan net op 'n groter mate na mense sien partykeer mense wat in jou lewe inkom en jy wil vir hulle jy wil met hulle begin praat en vir hulle sê maar luister, miskien moet jy bietjie kyk na X, Y of Z, maar maar jy kan nie daai persoon moet self op daai besluit kom. Jy kan niks doen nie. Dis maar net ja, jy kan nie persoon jy kan hom miskien probeer lei na die water toe, maar ek bedoel dis maar waar dit stop. 100%, ja. So manne, ek het net die een tema wat ek dink nogal so 'n belangrike tema is vir my in die ophou drink, is die mense met wie jy jouself omring. En ek dink dit was op die einde van die dag die ding wat my kon maak of breek. So ek weet nie hoeveel tyd ons nog oor het nie. Dit is mos nou so jy gesê het, kom ons noem dit net gou terug die fases. Ons het nog 9 minute. Ja, die eerste fase vir jou soos wat jy genoem het was die solitude. Meaning die eerste fase waardeur jy op jou eie gegaan het. En dan wat jy sê na daai fase is okay, nou het ek bietjie aan myself gewerk, solitude gevind, paar goedjies uitgefigure, dan begin jy rond mense kry. Ja. En ek dink JJ, jy's op 'n baie goeie plek deur byvoorbeeld tyd te spandeer met 'n ou soos Dewald op hierdie stadium. Iemand wat was waar jy is. Jy sal sien in AI meetings het jy ook so tipe ou, jy weet, wat met jou op pad stap. Ek dink net hierdie verhouding wat jy het kan soveel dieper wees, jy weet, want daar's 'n geestelike komponent, daar's 'n vriendskap komponent. In my geval, ek is mos deur 'n egskeiding 'n paar jaar terug en ek het 'n ander ou ontmoet wat ook deur 'n egskeiding is. Was jy getroud? Ek was getroud, ja. Okay. Ja. Maar deur 'n egskeiding, hy is ook deur 'n egskeiding en toe het ek en hy mekaar begin support, saam die band begin en al sulke goed. En jy weet, eintlik regtig mekaar gereeld gebel, jy weet. Maar ek dink ek moes regtig wegbeweeg van daai ding van om te kan sê hoeveel pelle ek het of jy weet, laas jaar vir my verjaarsdag toe ek saam met 3 manne gaan uit eet. Jy weet, dit was ek het daai Hustlers Grill Dinsdag aan special gevat. Toe vat ek net 3 pelle saam met my. En toe is ons 4 en dit was vir my goed genoeg. So wat ek baie keer praat, soos ek praat van die sirkel. So kom ons sê hier's 'n sirkel. So ek is hier in die middel, dan is hier 'n sirkel en om hom is daar nog 'n sirkel en om hom is daar nog 'n sirkel. So kom ons sê hier's ek en daar's my eerste sirkel. Die vraag is wie's in jou binnesirkel? So in my geval is dit my sielkundige, my geestelike mentor, my pa en my beste pel. Dis 4 mense. So met ander woorde, wanneer ek enige iets wil toets in my lewe, gaan dit deur daai 4 mense. So dit gaan deur my sielkundige en dit hoef nie vir almal 'n sielkundige te wees nie. Vir my is hy 'n mentor. Ek het 'n baie close verhouding met hom. My geestelike mentor, my pa, want ek en hy is ook baie close. En dan my beste pel. Verstaan, so daai tipe dis waar dit gaan. So as ek 'n besluit moet maak rondom 'n meisie, is hulle 4 se opinies vir my nogals redelik belangrik. Okay? Maar dit help my ook om die geraas van buite uit te sny, sodat ek nie te veel opinies aanvaar nie. Want daar's baie ander mense wat ook goeie opinies het. Jy sal baie in 'n kerk instap en mense in die kerk sal great opinies hê. Maar jy moet ook onthou, selfs mense in 'n kerk is net mense. Al is hulle baie lief vir die Here. En hulle weet nie noodwendig alles wat in jou lewe ingaan nie. So dis belangrik om dit te hê. So in my dis my sirkel en dan om hom het ek 'n volgende groep.
En dis waar ander lekker ouens inkom, onder andere julle en ander mense en so aan, en dis lekker mense, van hulle is meer solid as ander mense, maar ongelukkig kan jy nie in almal invest nie. En ek dink dis belangrik dat jy daai boundary vir jouself trek, hulle hoef nie dit te weet nie. Maar in my lewe het ek dinge vir myself so vereenvoudig, en daarmee voel ek byvoorbeeld op 'n Vrydag aand as ek moeg is, nie meer obligated om na 'n kuier toe te gaan as ek genooi word. Dis 'n interessante enige laaste gedagtes van jou kant af? Nee, ek wil maar net gesê dis 'n interessante perspektief van die sirkels. Ek natuurlik is daar sekere mense wat altyd nader jou is en ek hou van die idee dat jy nie aan almal dieselfde energie hoef te gee nie. Want dit put mens uit en ek is van nature nie iemand met 'n groot groep vriende nie. Ek value maar net met close verhoudinge as net kennisse. En ja, ek dink dis iets om op te neem en te gebruik verseker. Ja. Ek dink is wat jy gesê het, is daai pilare. En in elke pilaar moet jy basies al soos ook 'n sirkeltjie hê, omdat soos wat jy nou sê, as dit geestelik is, jy het jou eerste ou en dan het jy jou kerk wat rondom jou is. Dan is dit die ou wat fisies is, miskien 'n ou wat saam met jou oefen, wat op 'n ander level is. Maar dan het jy jou oefen community en dan gaan dit in besigheid. Jy het miskien jou direkte mentor, maar dan het jy 'n netwerk rondom met nog besigheidsverhoudings. So ek dink elke liewe pilaar het daai circle effek. En ek dink in daai klein sirkeltjie jy gee is waar jy die veiligste voel, want dis die mense wat jy die meeste vertrou en soos jou sirkel groter raak, mag 90% van die mense miskien vir jou bad en die ander persoon bad vir jou, maar nie heeltemal nie. En dan soos die sirkel heeltemal groter raak, jy weet, kom al die negatiewe en whatever else in. Ja. Ek dink soos Dewald, ekskuus, jy maak nou 'n interessante punt. Soos byvoorbeeld iemand kan solid wees, maar hy gaan dalk 'n solid ou wees in gym. So ek gaan met hom praat oor gym. Ek gaan nie met hom praat oor my huwelik of sulke goed nie. So ek dink dit is belangrik en ek dink ons mans kry dit baie keer makliker reg as vrouens, maar sit hom in 'n boksie. Jy weet, praat oor sy expertise. Moenie verwag om vir jou goeie advies oor jou huwelik te gee as hy goed is met sy biceps en triceps. So Dewald, ek gaan nie vir jou luister oor my huwelikie. Hallo, ek is multi-talented. Ek val in al daai 5 pilare. Ja. So, maar julle weet wat ek bedoel. Ja. So, Ons weet presies wat jy bedoel. en ek hoop net die mense wat hierdie ding kyk, jy weet, kan net 'n paar tips hier uitvat. Ek bedoel, obviously, enige iemand is welkom om my te kontak. Die maklikste is eintlik maar net Instagram as jy my in die hande wil kry. Gooi jou handle. Dis net JG Du Plessis. Dis net loud and proud. Ja. So, maar ek bedoel, dit is die maklikste as jy net 'n vraag vir my het of so iets. Ja. Okay, so ek dink dit is die einde van ons episode. Dankie vir julle tyd. Ek weet dit gaan altyd vinnig, maar ek glo dat almal sal waarde uit dit uitkry en soos jy's weer gesê is, daar's altyd 'n positiewe wat jy uit enige situasie kan neem en kry jou rondom mense wat vir jou kan support. En ja, enige laaste woorde van jou, JJ? Nee, ek dink dit was 'n wat is die woord wat ek soek? Informative sessie gewees. Baie goeie dinge bespreek. JG, baie dankie. Dewald, dankie. Dankie. JG. Ja, ek wil vir julle ouens dankie sê. Julle doen 'n great ding en is lekker om saam met like-minded ouens te gesels en ja, so alles van die beste met julle podcast vorentoe en dankie vir die geleentheid. Dankie. Bye. Dankie vir julle. Ja. Cheers.